Goeiemôre. Dis Maandag en ek hoop dit gaan met jou goed. Nou, ons staan so in die begin van ons dankweek. In ons gemeente is dit hierdie tyd van die jaar 'n geleentheid wat ons skep om vir die Here dankie te sê. Dankie vir sy goedheid en sy guns, vir sy voorsiening, vir sy liefde en sy genade wat elke môre nuut oor ons lewens uitgegiet word. En ons gaan dit opbou en Sondag gaan ons bymekaar kom en dan gaan ons saam kerk hou en ook op hierdie manier vir die Here dankie sê in ons dankdiens. Maar vanmôre, so op die Maandag, wil ek so 'n bietjie afskop met 'n storie en ek wil graag vir jou 'n storie vertel oor dankbaarheid en mag dit jou lewe beïnvloed om vanmôre hierdie week in ons dankweek so 'n bietjie dankbaar te wees vir dit wat jy het. Nou daar's 'n ou legende, 'n ou storie van 'n ou voeltjie wat in die woestyn gebly het. 'n Ou klein voeltjie met fyn veertjies en klein vlekkies en sjoe, dit was warm. Hierdie ou voeltjie het bitter swaar gekry. Die water was min, die kos was min, die goggaatjies was min en daar was baie son, baie hitte en hierdie voeltjie het in hierdie son elke dag verskroei geword en gebrand geword en swaar gekry en kon hy net nie sy lewe ten volle geniet nie. En op 'n dag vlieg daar 'n ou engel bo oor hierdie swaaltjie in die woestyn. En die engel besluit om by hierdie ou voeltjie te gaan stop en te hoor hoe gaan dit. En hierdie voeltjie het gekla oor die hitte, het gekla oor die son wat hom brand en die water wat min is en die kos wat skaars is en hy vra vir die engel om tog wanneer hy in die hemel kom, bietjie by die ander engele te hoor, hoekom moet hy so swaar kry? Wanneer gaan sy swaar kry eindig en wat moet hy doen om tog so 'n bietjie plesier in sy lewe te kry? Hierdie engel het opgevaar en toe hy in die hemel kom, het hy by die ander groot engele gaan stop en hulle vertel van hierdie ou voeltjie. En hy vra vir die engele, wat moet ek hom antwoord? Hoe gaan hy ooit oorwinning kry oor die woestyn en die donker en die hitte, dit wat hy elke dag moet verduur? En een van die engele gee hierdie engele raad en sê, gaan sê vir hierdie voeltjie, dat elke dag as hy opstaan, moet hy dankbaar wees vir dit wat hy het, en hy sal sien wat gebeur. En so het hierdie engel teruggevlieg na hierdie ou voeltjie toe en vir die voeltjie gesê, ek het nie vir jou raad nie, ek het nie vir jou diep oplossings nie en ek weet nie wat om vir jou te antwoord nie, maar die raad wat ek vir jou wil gee is, dat jy elke oggend moet dankbaar wees vir dit wat jy het. Die voeltjie was bietjie omgekrap en het nie gehou van die raad nie, maar die volgende oggend toe hy opstaan en die kossies is min, het hy besluit om dankie te sê. En het hy gesê, dankie, al is my kossies min, dankie dat ek nog steeds kossies het. In die middag, toe die water warm is en min is, het hy gesê, sjoe, al is my water warm en min, dankie vir die bietjie water wat ek het. En so het hy aangegaan vir weke en vir dae en het hy dankie gesê vir alles wat hy gekry het. En eendag, toe hierdie engel weer verby die woestyn vlieg, het hy afgekyk en gesien hoe hierdie ou voeltjie, sjoe, op 'n groen eiland sit. Dit was net gras en die mooiste blomme het gegroei en daar was 'n waterstroom en oralste was goggaatjies en blaartjies en sjoe, die voeltjie het 'n heerlike lewe gehad. Hy gaan stop by die voeltjie en vra vir die voeltjie, sjoe, wat het hier gebeur? Die voeltjie sê, ek verstaan dit nie. Maar die oomblik toe ek begin dankbaar wees vir dit wat ek het die Here net vir my meer en meer gegee. Toe ek dankbaar geraak het vir die warm water en die min water, het die Here later net fonteine gegee. En toe ek dankbaar geraak het vir die ou bietjie groen blaartjies wat ek het die Here net meer en meer gegee. En ek leer 'n les uit hierdie ou legende, hierdie ou storie, want ja, dis maar net 'n storie. Dat as ek en jy dankbaar gaan raak vir dit wat ons het, en die Here kan sien dat hy ons daarmee kan vertrou, sal ek en jy elke dag meer en meer ontvang. Wil jy nie vandag dankbaar wees vir dit wat jy het nie? Dankbaar Here vir die kar wat ek het, al is hy oud. Dankie vir die kar in die huis, al is dit klein. Here, dankie vir my werk, al is dit dalk nie so grand nie, en dankie vir my paycheck, al is dit nie so groot nie. En wanneer ons dankbaar is, weet ek dat die Here gaan sien dat hy ons daarmee kan vertrou en glo ek en weet ek dat die Here ook meer vir ons gaan gee. Here, hierdie is net 'n ou storie. Wat is die begin van ons dankweek? En op 'n manier wil ek hê dat ons moet dankbaar wees vir dit wat ons het, sodat die Here ook vir ons meer kan gee, omdat hy ons kan vertrou
met dit wat ons het. Amen.